How can you my word? Daar's jy. Sorry. So ek begin net gou die recordings en die transcriptions. Dis hy transcribe en hy record. So ons is aan die gang nou. Met one guest. Goed kyk gou. O, ek moes vir Leo aanvaar. Hallo Leo. Dis hy. Ek nou nie begin met 'n liedjie vanoggend nie. Ek tog ons gesels maar net eers so 'n bietjie. Ek moet net so oomblik seker te maak almal is in. Okay, ons is 2 minute van 10:00 af. Ons gee dit maar so 'n oomblikie voor ons begin. Ek wil nou nie iemand moet nou uitmis op die begin van die. Wil julle ook net almal herinner wat dit is ons record, so ons sal dit op ons bring jou lamp die YouTube channel ook laai en dan as hy gelaai sal ek vir julle die meeting link ook stuur. Of die YouTube link is, dan kan julle sien wat daar aangaan. So begin ons, ek gaan maar so 'n liedjie speel vir nou, terwyl daar nog so, ons wag net vir almal om in te kom. Ek moet so lank vir julle 'n liedjie speel hierso van YouTube Music af. When the Son of Man returns in glory bright, he will sit upon his throne of holy light. All the nations gather, every soul will stand, as the shepherd separates with his righteous hand. The sheep will stand upon his right, the goats upon his left and right. A word unchanging, a judgment true. The day will show who walked with you. Oh Father, let me be a sheep, one who follows when you speak. Let your Torah be my guide, so I'm not cast to the other side. When all is vain and all is tried, keep me safe on the day of the great divide. For the sheep are those who walked in love, who fed the hungry when you called from above, who clothed the naked, lifted the weak, who lived the truth the proud won't see. They honored your commandments, held to your way. Their faith was action, their hearts did obey. You'll say to them, come, my beloved, come. Inherit the kingdom prepared since the world begun. Oh Father, let me be a sheep, one who follows when you speak. Let your Torah be my guide, so I'm not cast to the other side. When all is vain and all is tried, keep me safe on the day of the great divide. But the goats will cry
with trembling breath, for they chose their own path that leads to death. They heard the truth, but turned away. They knew your word, yet refused to obey. They loved themselves, they followed their pride. They hid from the light where your truth could not abide. And you will say, depart from me. You did not walk in my ways or see. There, this day is coming, steady and soon, as certain as the rising moon. Not by feelings, not by sight, but by your everlasting light. Your Torah stands, your truth remains, your love is fire, your justice reigns. Oh Father, make me one who hears, one who follows without fear. Let your commandments be my life, your truth my strength, your word my light. And when you call all souls to decide, keep me standing with the sheep on the great divide. For the shepherd knows his own, and his own know his voice. Let me walk in your ways till the final day, when sheep and goats are forever separated. Oh Father, keep me yours. Wel, ek dink dis nou lekker lank genoeg tydjie gegee, die wat later inskakel kan as hulle iets wil weer net sien waar ons begin het, kan hulle op die YouTube channel gaan kyk. Môre almal, welkom en geseënde Sabbat vir julle. Geseënde Sabbat almal. Môre. Hoop julle het almal lekker uitgerus. Nog? Nee, is nog begin van Sabbat. Ek kan doen met die hele dag se rus. En môre. En Ja. oormôre. Is dit net ek of gaan die Sabbatte deesdae so vinnig? Dit voel as ons net so maak dan is dit weer Sondag. Dit kom baie vinnig en hy gaan baie vinnig. Die dae gaan vir my verskriklik vinnig verby. Ek weet dis profesie dat tyd nou gaan vinnig gaan, maar kan die Sabbat bietjie stadig? Kan hy bietjie? Net vir interessantheid, vir die van julle wat nie hierdie fancy horlosies in julle huis het nie. Ons het van daai ou klokke wat nog ding dong del as jy op die uur en elke halfuur. So dit afgesit want dit is nie lekker 4 uur in die oggend nie. Maar as 'n mens so tipe horlosie in jou huis het, dan kan jy sien hoe vinnig die tyd hardloop. Ons moet hom ten minste 1 keer 'n week regstel. Ons hardloop Jy vooruit. sien van daai opwen ene, so okay, ja, partykeer gaan staan hy, maar as jy hom opgewen hou, kan jy sien hoe die tyd rarig gaan. Nou sê ek vir Jock, dis baie interessante profesie sê, want dis eintlik nou eers, nie nou eers in die laaste 4-5 jaar, wat ons dit agterkom, want dis toe ons nou hierin getrek het en is sy oupa se ou horlosie en dan kom 'n mens, dan sien jy dit, want ons horlosies op ons gewrigte en ons selfone hou tyd. Maar daai ou horlosies moet jy gereeld regstel, want dit is asof hulle vooruit hardloop. Sjoe, dis amazing. Dis interessant. The things you notice baie keer, né? As jy in die waarheid is en jou oë is oop, dan begin jy nuwe goed raak sien wat jy nooit voorheen opgelet het. Ja. Ja. Okay, wie van julle wil begin? Vanoggend gesels ons oor die wette wat van toepassing is op vrouens. Ja. En Ek wil graag, ekskuus. nee. Ek sou graag wil begin met een van my gunsteling skrifte in Psalm 1. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die wettelose nie
en nie staan op die weg van die sondaars, nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behae is in die wet van Jahwe, en hy oordink sy wet dag en nag. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. So is die wettelose mense nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi. Daarom sal die wettelose nie bestaan in die oordeel, en die sondaars nie in die vergadering van die regverdiges nie. Want Jahwe ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die wettelose sal vergaan. Dis vir my so 'n mooi stuk daai. En weet nêrens ons haar tydlyn aan verbonde nie. So dit was van toepassing in Dawid se tyd tot en met die einde toe. Dis vir my beautiful. Ek love daai skrif. Oh goodness, my meis wil nie meis vandag nie. Hy hou 'n hak vas. Hy hou 'n hak vas. Blykbaar wil my woord ook nie woord nie. Dit vanoggend is ek besig om te besluit, ons wil deur die 12 patriarchs werk. Jy weet, 'n bietjie opsomming doen van hulle aardhede, hulle weaknesses, hulle seëninge van Jakob af en so aan. En ek is toe nou besig hierso in Josef. En dis nou in Engels, sorry julle, ons het nie die boetiese boeke en die voorvaders se boeke in Afrikaans beskikbaar nie. Maar hier is dit nou in Joseph 1 verse 4 to 7 said it. For Yahweh does not abandon those who fear and reverence him, neither in darkness or chains, or tribulation or direct need. For Elohim does not disappoint as man does, nor is he apprehensive like a son of man, nor like an earthborn is he weak or frightened away. In all these matters he takes his stand, and in various ways he offers assistance. Even though for a brief time he may stand aside in order to test the inclination and disposition of the soul. In 10 testings he showed that I was approved, and in all of them I persevered, because perseverance is a powerful medicine, and endurance provides many good things. So ek dink maar net daar is ook 'n mooi stukkie om te add. Dit is nie eintlik ons in die teaching maar skrif mooi is, hoef nie te pas met ons lees nie. Maar kom pas. Ja, ontspan. Nadia, wil jy ook iets sê daar so aangegaan het mee? Nee, soos julle weet kom ek eintlik baie lelik van my, onvoorbereid. Ek het, maar ja, dit is maar wat ek hier en daar sal byvoeg met die studies wat julle dan deurgegee het. Want jy kan nie nogal, ek dink jy kan nog daarby sit nie. Julle het soos 20 papiere vol goed aangestuur word. Ons gaan in my siekte en al. Nee, Ja. Nee, ek is saam met julle, sal bietjie hier en daar saam lees. Maar nee, op die huidige stadium, niks van my kant af van nou nie. Okay. Ek gaan dan so lank begin met die wette met betrekking tot vrouens. Levitikus 12 vers 1 tot 8 gaan ek gou lees vir ons. Verder het Jahwe met Moses gespreek en gesê: "Spreek met die kinders van Israel en sê: As 'n vrou swanger word en 'n seun baar, sal sy 7 dae lank onrein wees. Moet hy aan die vlees van sy vooruit besny word. Dan moet sy 33 dae in die reinigingsbloed bly. Aan niks wat heilig is met sy raak, en in die heiligdom mag sy nie inkom nie, totdat die dag van haar reiniging verby is. Maar as sy 'n dogter baar, sal sy 2 weke onrein wees, soos by haar maandelikse onreinheid. Dan moet sy 66 dae in die reinigingsbloed bly. As die dae van haar reiniging in die geval van 'n seun of 'n dogter verby is, moet sy 'n jaar oud lam as brandoffer en 'n jong duif of 'n tortelduif as sondeoffer bring, na die ingang van die tent van samekoms, na die priester toe. Die moet dit offer voor die aangesig van Jahwe en vir haar versoening doen. Dan sal sy rein wees van haar bloedvloeiing. Dit is die wet van haar wat baar, in die geval van 'n seun of 'n dogter. Maar as sy 'n lam nie kan bekostig nie, moet sy 2 tortelduwe of 2 jong duwe neem, een as brandoffer en een as sondeoffer, en die priester moet vir haar versoening doen, dan sal sy rein wees. Dan gaan ons net gou aan van vers 18 tot by 30. Goodness, ek is by die verkeerde chapter hier. Wat gaan nou hier aan julle? Ekskuus julle, Annelie wil ook join.
wat ek net gou hierso vir haar sê. Is dit dan nou Levitikus 18 vers 30? Wat is nou hier fout met my notas? Kan julle uitfigure daarso? Nee, dis nie dit nie. Ek sien hier nog 18 tot 30. Sien jy, daar's nie 18 tot 30 in hoofstuk 4. Nee, ek gaan net tot Ekskuus nie, julle my notas hierso het dat ding uitgelos. Ek weet nie hoekom ek dit nooit agtergekom het nie. Kom Okay, ons kyk gou 18 vers 30, het jy hom? ek het, maar dis nie heeltemal op die vrouens van toepassing nie. Nee. Dit sê net hierso, daarom moet julle my ordeninge onderhou om niks te doen van die gruwelike insetting wat voor julle gedoen is nie. Dat julle nie daardeur verontreinig nie, ek is Jahwe julle God. So ek sê dat dit nie pas nie, maar ek dink ek het iewers actually die regte hoofstuk uitgelos. Julle, dit is nie aspres gewees nie. Maar wat ek gou vir julle wou herhaal het hierso is dat moet ek net gou hierdie link vir Annelie aanstuur. Ek's jammer, wil julle toe so lank uitbrei op dit? Ek kan, ek het myne opgedeel in hoofstukkies. Of nie hoofstukkies nie, maar soos net gesê, byvoorbeeld die wette vir 'n vrou, swangerskap en geboorte, dan is dit van Levitikus 12 vers 2 tot 8. Dan vloeiing in gemeenskap. Ek het dit 'n bietjie opgebreek. So terwyl jy daar besig is, kan ek net gou deur dit gaan as jy wil. Ag ja, asseblief, ek kan net vir Annelie die link stuur. Okay, julle. So in Levitikus 12 het ek die wette vir 'n vrou sê dit swangerskap en geboorte. Levitikus 12 vers 2 praat met die seuns van Israel en sê, as 'n vrou swanger word en geboorte gee aan 'n seun, sal sy 7 dae lank onrein wees, soos in die dae van haar menstruasie, sal sy onrein wees. Op die 8ste dag moet die vlees van sy vooruit besny word vir die seun. Sy bly dan 33 dae onrein, asof in die bloed van haar reiniging. Sy mag aan niks wat afgesonder is raak nie. Sy mag nie in die afgesonderde plek kom totdat die dae van haar reiniging voltooi is. Maar as sy geboorte gee aan 'n dogter, sal sy 2 weke onrein wees, soos met haar menstruasie. Dan moet sy 66 dae bly in die bloed van haar reiniging. So dis dubbel as vir seuns. Wanneer die dae van haar reiniging in die geval van 'n seun of 'n dogter verby is, moet sy 'n jaar oud lam as brandoffer, 'n jong duif of 'n tortelduif na die priester toe bring as sondoffer, na die ingang van die tent van ontmoeting. En hy moet dit offer voor die teenwoordigheid van Jahwe en vir haar toedekking doen. Dan sal sy rein wees van die vloei van haar bloed. Dit is die wet vir haar wat geboorte gee aan 'n seun of 'n dogter. As jy nie 'n lam kan bekostig nie, moet jy 2 tortelduwe of 2 jong duwe vat. Een as brandoffer en een as sondoffer. Die priester moet vir haar toedekking doen. Dan sal sy rein wees. Die een ding wat ek net wil hê, ons almal besef dat dit nie iets is wat ons vandag die duwe en die sondeoffers en daai goed doen nie. Ons weet dat ons nie nou sondeoffers en goed doen nie. Ons Messias doen vir ons, hy is ons tussenganger, ons hoëpriester, en hy is die perfekte sondeoffer gewees. Ek voel wel dat dit belangrik is vir ons om te verstaan hoe lank jy onreine is wel, want vir 'n seun en vir 'n dogter, ek weet nie vir die van julle wat nou al reeds kinders het, ek het net 2 dogtertjies. En ek het nie op daai stadium is dit nie in die waarheid nie, so ek het nie ingegaan of opgelet oor hoe lank ek onrein was en gebloei het nie. Miskien is daar van julle wat nou onlangs in die waarheid is en meer kan uitbrei op dit. Maar ons weet ook dat die Torah vir ons riglyne gee. Nie net omdat Vader ons wil inperk of straf nie, maar dit is vir ons eie beswil. Dit gee ons 'n guideline volgens hoe ons moet leef en wat ons moet doen en nie moet doen nie. Is daar enige vrae oor daai spesifieke stuk? Ek het gesien Lily steek haar hand op daarso. Goeiemôre sissies, ek wil net seker maak, is dit dan die totale dae nou vir 'n seun, soos 40 dae as jy nou al daai dae saamtel en dan 80 vir 'n dogtertjie, of verstaan ek dit verkeerd? Nee, dit is korrek daarso, ja. Okay, 'n Meisiekind is dubbel die tyd as wat dit vir 'n seun is. Okay, dankie.
Kan ek julle gou daar in die rede van Monty, wil jy nie gou kyk daai stukkie wat jy wou gehad het. Ek dink is Levitikus 8 vers 18 tot 30. Skus Angie. Maar voortgaan. Vers 18 tot 30 het ek gesê. Hoofstuk Ja. 8. Stuk 8. Okay. Nee, wag, ek is verkeerd. 18, 8 tot 30. Nou moet ek ook eers net gou hier. Ja, dit pas hierdie sou ek sê. Ja, En dit is 18 ook maar tot 30. skiet julle eie kriebel in my keel. Yes. Ja, dit maak sin. Wil jy hom vir ons lees gou? Nadia? Okay, kom ek lees gou hier. Levitikus 18 vers 8. Het ek het nee. Ja, Vers 8. 18 vers 8, né? Tot Nee, dis 30. 18, ja, 18 vers 18 tot 30. 18 tot 30, nou is ek self. Okay, jy mag ook nie 'n vrou en haar suster vat om haar te tart, om haar naaktheid te ontbloot, terwyl die ander een nog lewe nie. Jy mag ook nie naby 'n vrou kom terwyl sy onrein is deur haar menstruasie, om haar naaktheid te ontbloot nie. Meer nog, jy mag geen vleeslike gemeenskap met jou naaste se vrou hê, om jou met haar onrein te maak nie. Jy mag geen van jou kinders gee om in die vuur dink, gaan ons net tot daar lees by 20. Of Ja, gaan ek aanlees? ons lees dit op by 20. Ekskuus julle daar 'n gremlin ingekruip met my notas, maar ja, daai is van toepassing so ek sê op vrouens ook. Want dit is vir ons belangrik om te weet hoekom ons gelimit word vir sulke goeders. Sodat as 'n man dalk nou, ek weet nie, sy kans wil vat of wat ook al, jy moet daai ook ken. Jy moet verstaan, dit is nie iets wat gebeur terwyl jy op jou menstruasie is nie. So daai is ook van toepassing beslis. Iets wat sê Chanteletjie, so I don't want to jump the gun, gaan al bespreek word, wat is die moeds en moenies in die tyd van onreinheid? Ja, wel, wat presies wil jy bespreek in terme van dit? Want kyk, om omgang te hê in daai tyd is 'n no-go. En dan maak jy die man ook onrein. En ek sal nogal indink dis 'n gruwel vir vader om sulke goed te doen terwyl jy op jou tyd is. So 'n gewone omgang is beslis 'n no-go. Wat anders wil jy weet omtrent dit? Wil jy weet wat anders daar gedoen kan word? Ek weet nie. Jy moet vir ons 'n bietjie uitbrei daar so Chantelet, laat ons weet wat is jou vraag presies. Ek wil net byvoeg, ek dink al by Monty se goedjies, daar by die vloeiende gemeenskap waar sy net nou so aangaan staan, nou wat is die moeds en moenies. Ons moet net nie deur mekaar raak met Joodse instellings daar nie. Dit alles wat ek onderstreep het ook, dit sê alles tot die bed, daar waar die vrou sit, dit is, ons moet onthou dit, en in daai tyd het hulle nie goed gehad soos doekies nie. Hulle het jy onthou julle die storie van Rachel, sy moes nie goed teken op die kussing gesit en gesê, skus pa, ek kan nie nou opstaan nie. Jy sien, en dit is waar dit inkom. So ons moet net onthou, jy mag aan die kos vat, jy mag kos maak, nou nie dink jy mag nie vir jou kinders en jou man gaan kos maak nie, jy mag drukkies uitdeel. Ja. Dis net waar die vloeistof opkom, jy weet die bloed waarop dit kom. Okay. Jy sê daar dis wat sy ook wil weet. Is Angie was dit? Ja, ons dink aan die praktiese toepassing van dit ook. In daai jare soos Nadia nou gesê het, hulle het nie alles gehad wat ons vandag het nie. Ek meen, jy kry baie spesiale goedjies, jy het alles van period pads af tot by koppies. Persoonlik verkies ek nie daai nie. Maar daar's baie vrouens wat van hulle hou. Dis baie anders nou as wat dit toe was. Soos Nadia sê, Rachel kon nie eers opstaan nie, sy moes bly sit. Dis baie, hulle het op daai tyd, wat ek verstaan, alles wat jou bloed opgekry het, moes verbrand word. Hulle het nie wasmasjiene en jik en daai goed gehad nie. Waar ons het toegang tot ander goed nou. Waar die vrou moet apart wees, ek dink ons sal almal saamstem dat dit vir ons ideaal sal wees om vir daai 7 dae iewers anders te gaan wees, dat jy nie hoef te worry oor huis skoonmaak en kos maak en daai tipe goed nie, maar weer eens dis
Ons het nie diensmeisies soos wat die vrouens in daai jare gehad het. Ja. By die huis aan die gang hou vir jou, wat jou kinders onderhou en daai tipe goed nie. Miskien gaan dit weer eendag so wees. Ek weet nie, dit sal great wees. Maar vir nou, dis nie, baie vrouens moet gaan werk, jy moet gaan werk, jy moet die kinders huis toe bring, jy moet nog steeds aangaan met jou lewe. So, ja, ons moet dit ook net probeer, ons kan nog steeds hou by die reine, om rein te wees, vandag, maar ons kan ongelukkig nie almal van onsself heeltemal apart stel van die mans en die kinders en goed nie. Ja, want kyk, ons moet onthou, dis wanneer die vloeistof op iets kom, maak dit onrein, né? Ja. Soos as jy nou per ongeluk 'n lekkie het deur die nag of so, dan is jou bedde goed onrein. Maar soos Angie sê, die goed wat ons het deesdae is, dit keer dat jy nie sommer 'n gemors maak om jou of onder jou nie. Jy self is seker maar nog steeds onrein in daai tyd, want jy bloei. En ons vloeiing wat uit jou uitkom. Dis hoekom dit verkieslik is dat jy nie omgang het in daai tyd. En eerstens is 'n gruwel vir vader, plus dit gaan 'n gemors maak. Jy weet, vader se wette is nie om jou te na te kom of dinge moeilikheid te maak nie. Dit is praktikal en dit is regverdig en dis om jou te beskerm. So, ons moet altyd net daai maatstaf ook in ons agterkop hou. Wanneer ons 'n wet sien en hom nie lekker verstaan nie, moet jy verstaan, die probleem is jou understanding van die wet, nie die wet self nie. Ja. En dan moet jy daaroor bid, laat Vader vir jou insig gee in dit, dat jy kan leer en verstaan hoe om dit vandag prakties toe te rus wy in jou lewe. Want jy weet, ons het lanklaas die wette geleer. Ons het nie priesters nie, ons het nie profete nie. Ons leer hierdie letterlik nou by Vader direk. En dan het ons broers wat opstaan, wat al bietjie langer in die waarheid was, wat ons duidelikheid gee. Hulle wil nie oor periode. En dan wil nie oor ander goed praat nie, so dis hoekom ons hierdie stories doen. So as jy 'n vraag het, vra. Moet nou nie skaam kry en nie goed vra wat jy wil vra nie, okay? Ons praat. Of as jy iets wil byvoeg, julle is meer as welkom. Dis nie net ons drie wat mag praat nie. Enige iemand kan iets opbring of deel wat hulle graag wil. As jy 'n skrif het wat jy wil deel of ietsie, gooi net jou handjie op of so en dan ja, dit is 'n discussion hierdie. Dis nie ek en Angie en Annelie wat julle leer en julle moet net notas. Nadia. Nie wat ons wil hê. Wat het ek gesê? Sy vir Annelie op die brein. Waar's Annelie? Annelie moet inkom. Ek het Annelie se naam nie gesien. Skesie julle. Mamma kry ons slap hierdie laaste paar aande nie. Oh, shame. Ja, ons moet ook onthou dat dit 'n seën is vir ons as vrouens. Ja. Niemand wil seksuele omgang hê in daai tyd. Nou. In elk geval nie. Ek kan nie dink dit is nie reg nie. Ja, dit is 'n verskriklike ding, veral nadat jy dan nou kinders gehad het, jy weet. Ja. Asseblief bly weg. Nie beland. En dit is purification. Dis om jou skoon te maak. Dit is so lekker om eintlik daaraan te dink as ek weet soos in 'n sondige natuur. Jy moet skoon gemaak word. Kyk na die doop. As jy gaan jou sondige natuur, jy het jouself gaan skoonmaak. Nou moet jy jouself gaan was. Jy moet jou klere was, jy moet jou beddegoed gaan was nadat jy dan nou 7 dae gehad het. Hoe dit dan nou ook al sê. So dit is eintlik 'n baie mooi ding, want ons moet ook realisties daaraan dink. Party mans is maar net iets, hulle gaan mal, haywire. En hierdie instruksies het Vader vir ons neergelê om te sê, okay, hierso ek beskerm julle ook as vrou. Dis vir ons dis 'n goeie ding. Dis baie mooi. Ek sien 'n TikTok vanoggend by die vrou sê dat Vader is 'n girl dad. Hy's 'n girl dad. Wow. En hy kyk uit vir ons en sy praat hier juist oor die periodtyd en hoe hy ons, hulle sê ons vrouens wat lank by mekaar bly sink op. Ja. Hulle maandelikse goeders, dit sink op met mekaar. En sy sê toe, Vader het dit so bestem dat jy met jou girls kan onttrek en jou tyd hê en jou manis en periods gedoen kry en jou rus inkry. En dit is hoekom hy's 'n girl dad. En hy gee om vir ons. En hy kyk uit vir ons. Soos Nadia nou sê, hy gee vir jou daai rus. Dis 'n instruksie van hom af. Jy gaan nie na baie aan daai nie, jy los haar uit. Vir higiëne ook, soos Rietie sal sê. Maar ek glo hy hou ons ook in gedagte met dit. Okay, ek wil vir julle nou eintlik gelees het waar hierdie hele storie vandaan kom.
waar dit nou die eerste keer in plek gesit is vir die vrou se reinigingstyd, is in Jubilee, né? Hoofstuk 3 vers 8 tot 13. En dan sê dit hier, en na Adam 40 dae vervul het in die land waarin hy geskape is, het ons hom in die tuin van Eden ingebring om dit te bewerk en te bewaar. Maar sy vrou is na 80 dae ingebring en daarna het sy die tuin binne gegaan. Daarom is die gebod geskryf op die hemelse tafels aangaande haar wat geboorte gee. As sy 'n manlike kind baar, sal sy 7 dae onrein wees volgens die dae van haar afsondering en 30 dae sal sy bly in die bloed van haar reiniging. So let op hierso, dit sê sy sal 7 dae onrein wees. Maar vir 30 dae, bo op daai 7, sal sy in die bloed van haar reiniging wees. Okay? Sy mag geen heilige dinge aanraak nie en mag nie in die heiligdom ingaan totdat die dae van haar reiniging vervul is nie. Maar as sy 'n vroulike kind baar, sal sy 14 dae onrein wees volgens haar afsondering en 66 dae sal sy bly in die bloed van haar reiniging. In totaal is dit 80 dae. Wanneer die dae van haar reiniging vervul is, sal sy 'n lam van 1 jaar bring as 'n brandoffer en 'n jong duif of 'n tortelduif as 'n sondeoffer by die deur van die tent van samekoms vir die priesters. En die priester sal versoening doen vir haar voor Jahweh en sy sal rein wees van die vloei van haar bloed. Hierdie wet en bepaling is gegee aan die kinders van Israel vir ewig vir hulle geslagte. So dit is net interessant hier vir my gewees om te sien dat dit is die geval gewees met Eva al. Dit is nie iets wat later ingekom het nie. So ek wil maar net vir julle sê, dit is van die begin van tyd af verordeninge. Die mense wat sê die wette het nie voor die tyd bestaan nie, dit het al vir Eva hierdie reinigingswette bestaan. Dit is baie interessant gewees vir my. Okay, is daar enigiets wat julle wil add op dit, of moet ek maar aangaan hierso met die ander goed? Ek het niks sê, jy kan aangaan, Monty. Okay. Dan is dit, die volgende wet is Levitikus 20 vers 16. Dit sê, en as 'n vrou naby enige dier kom om daarmee te doen te hê, moet jy die vrou en die dier doodslaan. Hulle moet sekerlik gedood word. Hulle bloedskuld is op hulle. Sien, dis nou, baie mense het ander goed om te sê daaroor. Gaan we net sê, bestialiteit word verbied. Hierdie wet bevestig die belang van respek vir die liggaam, integriteit en gesonde seksuele etiek of etiket. Vroue word aangemoedig om hulle liggaam en identiteit met eerbied te vier. So, ja, gaan nou nie te veel in daai ene ingaan op hierdie stadium nie. As een van julle ietsie wou add? Deuteronomium 22 vers 5 gaan vir ons hierso oor die klere draag. 'n Vrou mag geen mans klere dra nie en 'n man mag geen vrouens klere aantrek nie, want almal wat dit doen is vir Jahweh jou God 'n gruwel. Nou sê gou hier vir my, dink julle nou dit beteken ons mag nie broeke dra nie? Ja, ek glo ons mag nog broeke dra. Ek dink die intensie van daai wet is, ons moet nie maak asof ons 'n mannetjie is, en die mannetjies moet nie maak asof hulle vroutjies is nie, nou, hierdie transvestites. Angie, jy is gemute. As jy klere aantrek met die doel daar in oog om soos 'n man te lyk, dis 'n gruwel. En andersom, hierdie crossdressers wat ons kry in transvestites, dis 'n gruwel in Vader se oog. Yes. Wanneer vrouens broeke dra, nee. Ja, dit is vrouensbroeke meestal wat ons dra. Dis nie, jy trek nie aan om soos 'n man te lyk nie. Ek dink ons moet hare ook in gedagte hou. Ja. Dink jy hare is wat jou vroulik maak? Ja, as jy nou gaan kyk, afknap, miskien te wil wees nie. ja, as jy kyk op e-sort waar dit klomp verskillende skrifte gee en weet hy compare al die skrifte en die KJV Plus gee vir jou die root words. Dit kom daarop neer dat jy daai persoon se persoonlikheid probeer aanneem. Dat jy jouself heeltemal vermaak om soos daai persoon te lyk. Of dit nou jou hare of jou klere of jou gedrag is.
Dit is wat Vader verwerplik is, 'n gruwel in sy oë is. Sorry, ek net gaan myself mute. Is daar enige vrae oor daai en ek weet dit was op 'n stadium op ons groepie 'n hele ruk terug 'n bespreking gewees oor party vrouens sukkel om vrouensklere te kry wat hulle pas. Of weet net rokkies vroulik. Nie alle vrouens is gemaklik om rokkies te dra nie. Ja, Eerens, dit gaan oor die tydperk waarin ons leef. Ek en my skoonma die eendag 'n bespreking gehad oor as ek alleen uitgaan, trek ek nie rokkies aan nie. Dit is die land en die lewe waarin ons nou is. En die verskillende goed, en my man was verbaas toe ek dit vir hom verduidelik het, dat as 'n vrou, jy het ander goed wat jy in gedagte hou. Wat se skoene gaan jy aantrek, gaan jy kan weghardloop. Wat se klere gaan jy aantrek, is dit easy accessible, verstaan julle? Ja. Tipe vrese waarmee ons deesdae leef. Dis nie te sê dit was nie in daai tyd nie, want Vader het selfs 'n wet oor vrouens wat verkragt word. Ja. So dit was 'n issue in daai tyd ook. Maar weer eens, hierdie skrif gaan vir my spesifiek oor vrouens of mans wat hulle self soos die ander geslag laat lyk of voorkom. ja. Ja, weet jy, dit is die een keer dat ek en Angie sit so en ons het so aangegaan en ek gaan definitief 'n broek dra vir die vrou. Dis Lily, hy moet baie sakke hê want dan gaan nie prakties vir aan sak oor die skouers en nie. So, beslis Ja. cargo pants. Government. Maar prakties vir die lippies, die lippies at least. Ons dra tactical, ons dra practical. Alhoewel ek en Angie die eendag sit ons so en Wynand vertel hy was by wie is dit die neus en oor spesialis het hy skoonma na sy ma na toe gevat. En hy sê vir joh, dit is so mooi, die vloere is so mooi blink en dit lyk net stunning. Jy weet jy sien jou eie refleksie in die tiels en ek en Angie noem toe ja, dit is nou vir parksige mans wat onder vrouens se rokke kan inkyk. Kom hulle die teels so blink maak. Wynand sê sis, wat se gedagtes het jy? Nou spot dan nou ons uittrap ons gedagtes. Ek sê nee. Dis 'n wagte. Dis letterlik wat deur jou kop gaan as jy in so 'n plek inloop en jy het 'n kort rokkie of nie eers 'n kort rokkie, net 'n rokkie bo die knie of so. Dis jou eerste gedagte. Gaan iemand onder my rok insien? Ja. Dat ons probeer te vir hom verduidelik dat daar soveel goed in 'n vrou se lewe wat jy sal so gewoond aan jy klik nie meer dis waarna jy dink nie. Soos jy loop by trappe op en dan dink jy, gaan die ou nou onder my rok insien as hy agter my loop. Dis natuurlike goed wat by jou opkom wat ons nie eers meer klik ons dink aan nie. Maar as jy vir die mans dit probeer verduidelik, dan klik hulle vir die eerste keer, wow. Julle het so goed aan die gang, maar dis nie net ek gaan winkel toe nie, dis gaan iemand my van agteraf aan my ponytail kan gryp. Soos Lily sê, gaan ek vinnig kan hardloop as ek moet hierso met 'n broek aan. En sy het dit ook gesê. Jy moet dink aan jou veiligheid konstant en altyd. En dit is ook maar ek dink dit was so van die begin van tyd af gewees. So dit is scary, maar die mans verstaan dit nie altyd nie want hulle dink nie so daarin. Tot jy dit vir hulle uitlig nie. Is daar enige ander plek waar dit ook in skrif staan, vra Riet? Verwys jy na die kleredrag? Riet? Maar die kleredrag, weet jy, ek dink, ons kyk gou hierso. Dit was vers 5 gewees. Ja, 22 vers. 22. Unto man, neither shall man put on a woman's garment. So kyk, meeste van die tyd word dit, die wette word herhaal, reg deur die skrifte, deur die eerste 5 boeke net op verskillende maniere. Bedoel jy nou, jy soek soos 'n witness op dit? Nou gaan aan ons, kyk gou gewees. Yes. Ja, dis ek. Ja, ek is oor die beskryf net van die witness en of dit miskien 'n bietjie dit duideliker sou opgestel het. Ek dink op 'n ander manier soos jy sê, dis nou wat ek gewonder het. Ek kan net hierso 1 Korintiërs 10 vers 31.
Ja, of julle dan nou eet of drink of enigiets anders te doen alles, nee, wag, dit is nie hy nie. Verskoon tog. Ek dink ons moet kyk na iets wat aangaande ons voorkoms, ons vroulike voorkoms, Mm. wat altyd moet wys dat ons aan Jahwe toegewyd is. Ja. Ja, Want kyk, alle ander gevalle gee net vir ons indikasie van hoe 'n vrou mooi lyk. En sonder om excessive adornments te doen. Jy weet soos in Jesaja 3 vers 16 tot 24. Spreek dit daarso net verduidelik vir ons hoe jy nie oor seksie moet lyk om mense te probeer uitlok en so aan nie. En dan daar's nêrens 'n ander se skrif wat sê kyk jy mag nie 'n broek dra en 'n man mag nie 'n rok dra. Dit verduidelik net in ander maniere hoe ons onsself kan aantrek sonder om aandag te trek of te lok in unwanted ways nie. So sê ek net gou daar, ek sien 1 Timoteus 2 vers 9 en 10. Vers 9 sê net so moet die vrouens gepaste klere dra en hulle versier met beskeidenheid en gesonde verstand. Nie met hare wat kunstig gevleg is in goud of parels of baie dierklere nie. Ons weet waaroor dit gaan, maar op 'n manier wat gepas is vir vrouens wat sê dat hulle aan God toegewyd is, naamlik die goeie werke. Ja. So daar's 1 Timoteus 2 vers 9, gepaste klere. Okay, so ook in Spreuke 31 vers 22 tot en met 25. Sê dit hierso vir ons. Sy maak vir haarself dekens, haar tabert is van fyn linne en purper. Skus, dis nou 'n funny translation hierdie. Haar man is bekend in die poorte en as hy saam met die oudstes van die land sit, sy maak hemde en verkoop dit, en gordels en lewer sy aan die handelaars. Sterkte en eer is haar kleed en sy lag oor die dag wat kom. So hierso wat duidelik het maar net vir ons, dat wanneer jy jouself nou mooi wil aantrek, moet dit met goeie werke wees. Nie met fancy klere, dit pas maar net in met wat Nadia daar sê. Is kan Genesis vers 22 tot 23 van toepassing wees. From Ek dink ook ons moet onthou wanneer ons nie gepas aangetrek is nie, te kaal of wat ook al, dit is nou nie regtig tot betrekking tot mansklere nie, maar oor die algemeen hoe 'n vrou dan nou aantrek. Kalerig moet nou nie gaan vir jou moenie vir 'n ander man 'n struikelblok wil wees nie. Ja, 1 Johannes 2 vers 16, want alles wat in die wêreld is, die begeerte van die vlees en die begeerte van die oë en die gespog met 'n mens se besittings het hulle nie het nie hulle oorsprong by die Vader nie, maar het hulle oorsprong by die wêreld. Ja, die oë. Ja. Man struikel met die oë, né? Ja. Vrouens se probleem is hierso. Man struikel met die oë. Dus kom jy so sê as jou oog jou laat struikel, haal hom eerder uit. Ja, nee, baie Ja, ek dankie sal julle. net skus hê. Jammer Nadia. Nee, ek stem 100% saam. Wie wat is my net, ek is ook nou al oor 'n half eeu. So ek kom hier 'n jong meisie nie. Maar dit voel vir my, dit is so 'n fyn lyn. As jy byvoorbeeld ek boer, so ek het permanent in trots. Ek het nie wanneer daar is ek trek dit ek het dan die naweek vroue het ek 'n romp gehad. Maar nou kry jy ook mos nou broeke en broeke, jy kry skinny pants, jy kry dit is so fyn lyn en ek weet dit is oordeel en vir my gaan dit absoluut oor die beeld wat jy uitstraal en of dit nou revealing is en of dit nou uitlooplik is en alles, maar dit is so fyn lyn want dit wissel nou tussen mens en mens. As ek vat swembroeke het ek gewone swembroeke het ek as jong kind nooit bikinis regtig dra nie, maar gewone swembroeke het dra. Nou begin ek sien ongemaklik sien nie dat miskien is dit nou nie. Dus dit voel nie meer vir my reg nie. So dit wissel seker nou maar vir mense se insig en se ek weet nie, party mense het net verskillende dit wat vir die een ou nie revealing is vir die volgende ou voel dit is nie, dis 'n bietjie dit ontbloot meer. So dis maar half 'n moeilike fyn lyn dink ek. Party is meer van nature bietjie meer
prees as ek dit so wil sien, anders nie, ek hou nie daarvan dat enigiets uitsteek of uithang of wys of selfs 'n cleavage of 'n ding nie, ek hou niks van dit nie. Nie dat ek nou prees is nie, maar ek hou net nie van so iets nie. Want as dit my opvang, dan dink ek altyd oor so, mense kan nie help jou oortrek altyd so op die hoekom van dit nie vir 'n man opvang. So ja, dis nou maar net ek was maar net te skieurig oor die broeke. So ja. Ja, jy weet ek het kostuums wat ek dra as ons hier by die huis is en is net my man en kinders en dan het ek 'n kostuum wat ek dra as die gaste is en die twee is wêrelde verskillend. Jy weet, die ene is as die gaste is hy daai cuties met dit lyk amper soos 'n rokkie wat jy dra. Ons het nou die dag gespot en gesê dis ons ouma kostuumpies. Maar weet, dit is jy wil nie 'n boetie laat skaam kry as jy nou wil gaan swem. Gemaklik maak. Jo, jy wil nie hy met die hele tyd so sit want dinge peel uit, jy weet ons is nie meer jongens nie. Ons is nie meer ek persoonlik het nie meer die lyfie van 'n 20-jarige nie. So goed gaan uithang. En ja, dan moet jy nou maar preserig wees nou om reeds so woord gebruik. Draag maar eerder jou ouma kostuumpie aan as die boeties is want hulle hoef nie te sien wat daar is. Dis vir jou man. Hou jou goed vir jou man. Kan ons bietjie gesels oor oorbelle en neusringe en juwele. Kom ons hoor. Nadia? Tattoos ringe. Ons spot nie. Nee, ons spot nie met wat jy sê nie. Dit is maar net 'n kwessie van ons almal. En dit gaan oor personal preference, want jy sal sien Angie nie 'n neusring nie. Ons het ook nie tattoos nie. So, So ek dink op die einde van die dag gaan dit hoe verstaan jy die skrif omtrent dit? En ook ja, ek weet nie. Dit is 'n tender subject want party voel jy moet oorbelle dra nie, jy moet nie ringe dra nie want dit is deel van daai wat Paulus sê vrouens moenie hulle hare te mooi vleg. Dit gaan oor jou intensie. Doen jy dit om mense te probeer uitlok? Ja. Is dit om nou seksie te wees, om aandag na sekere dele van jou liggaam toe te lok? Of is dit, I don't know, dit hang af wat is jou intensie? So wat sou jy sê oor dit, Nadia? Wel, hierdie kan so lang storie word. As kind, ek het al begin met piercings, ek dink ek was 13, is dan 5 gewees. Baie verwerp, ek het net uitgevind my biologiese pa of die pa wat my groot gemaak het, is nie my regte pa nie. So ek het heeltemal van die pad af gegaan. Met dit later gediagnoseer met bipolar en wat. So my kop was nie all there nie. My tattoos dra ek nie met trots nie. En partykeer dan voel ek net ek wens mense wil my nie sien met die tattoos nie, want dit was my seer. Dit is hoe ek myself, dit was nie vir ander mense nie, dit was vir myself. Ek het daarvan gehou om myself seer te maak, om daai pyn te nam, kan jy maar sê. So vandag, as jy vir my vra, tattoos is nie vir my 'n probleem nie, maar dit is nie iets wat ek weer op my liggaam sal sit nie. Dieselfde met my piercings. Maar ek gaan nie ander oordeel daarvoor nie, want daar's nie 'n ding wat sê, okay, jy mag nou nie vir jou 'n tattoo kry, tensy is reg Monty, tensy dit ter wille van die dood is. Ons weet wat die skrif sê in Levitikus. Moenie vir jou tattoos en snye gemaak ter wille van die dood nie. So ja, dit kan eintlik 'n baie lang storie word en ek sal seker nog eendag so iets op TikTok sit. Maar ja, tattoos lyk maar net nie mooi nie. Maar dit is waarmee ek sit en dit is nie wat Vader vir my gegee het aanvanklik toe ek gebore is nie. Maar ja, ek dink dit was nie, nou altans is dit nie kwaadwillig nie, dis nie my intensies nie. Die ding is ook, Nadia, dit vertel jou storie. Dit getuig van wie jy was en wie jy nou is. En ek weet baie mense sal na dit kyk en 'n vriende dra, kyk, hy sê, ek tattoos geloof, hy is vol tattoos. En toe ons nou tot die waarheid gekom het, en ons is omtrent so 5 jaar in die waarheid, toe is ons gedoop. En toe sê hy sal nie weer tattoos kry nie, want vir hom is dit nou nie meer iets wat vir hom 'n begeerte is nie. Maar
hy kan nie ontslaa raak van sy ons het juist gespot toe hy gedoop word en gesê dit sal nou van nie wees as hy opstaan uit die water en al sy tattoos is weg. Maar dit het nie gebeur nie. Maar toe het ons ook gesels en besef dat dit getuig van wie jy was, dit vertel jou storie. En ek persoonlik is nie iemand wat gepla is oor juwele nie, ek het oorbelletjies en dis dit. Ek het halfte van die tyd vergeet ek om my trouring aan te sit en ek het my horlosie wat ek meeste van die tyd aan het. Maar daar's vrouens wat juwele love. Hulle het groot geword met juwele, hulle geniet dit, dis vir hulle mooi. Ja. Weereens, vir my, dit gaan oor die gesondheid. As jy, soos die poppies wat al hierdie video's maak, waar alles uitsteken, dis oral piercings en tattoos, dit is vir 'n ander doel. Waar, wanneer jy tot die waarheid kom en Vader dinge aan jou begin openbaar, verander jou hart en die manier hoe jy na die lewe kyk. Soos Nadia sê, sy kan nou na iemand kyk met tattoos en sy gaan nie kwaad wees vir hulle of hulle oordeel nie. Sy het self tattoos, Monty het, ek het een op my rug. Maar dis nie iets wat jy nou meer begeerd het om weer te doen nie. Nee. Ek dink Vader lei ons en hy is ook so geduldig met ons. Hy begin met die goed wat belangrik is en so bou dit op, daai precept upon precept, line upon line. Bietjie vir bietjie word jy gewys en geleer wat is reg en hoe dit moet werk en daar's nie enige lelikheid omtrent dit nie. Jy besef net op 'n dag, dis nie meer iets wat ek wil doen nie en dan hou jy op. Ja. So ja, ek weet nie hoe die ander vrouens daaroor voel nie. Ek weet party vrouens voel jy moet niks doen nie. Jy moet nie enige goed dra wat jou aandag na jou toe trek nie. Maar Adornments, nee. ja, Dis adornment. okay, dit is jou oortuiging, maar ek dink ons moet oppas ook wanneer sussie liefde en broederliefde inkom. Jy kan nie 'n boet hê in die geloof. Ek meen hy het hierdie majestic baard en hy praat die waarheid en as jy sien hy staan op aan sy lyf vol tattoos en nou wil jy nie meer na hom luister nie. Ons kan nooit mekaar so judge nie. Ons moet regtig verstaan ons almal kom uit 'n wêreld uit wat ons verkeerd geleer het vir die laaste 2000 jaar. Ons almal het battle scars en dings en krappe, maar ons vertrou dat Vader die siel binne vernuwe en die liggame werk nie so lekker saam nie in. Maar dit maak ook nie saak hoe die uiterlike lyk nie. Dit gaan eendag vergaan. Ek sê nie gaan nou en kry tattoos nie. Maar as jy dit het, moenie laat dit jou terughou of skaam kry vir dit nie. Dis jou battle scars. Ja. Ek wou vir julle hierdie stukkie gelees het van toe Eleazar nou Isak se vrou moes gaan haal het, nou. Dan sê dit hierso Genesis 24 vers 22. En toe die kamele vol gedrink het, neem die man 'n goue neusring wat 'n halwe sikkel geweg het en 2 goue armbande van hande wat 10 sikkels goud geweg het. En dan sê dit nou verder af in vers 30, toe hy nou die neusring sien en die armbande aan sy suster se hande, het hy na die man toe gegaan. So hy basically hierso het die broer dit erken as 'n betroudel geskenk van Isak. En toe hy nou die juwele aan haar sien, toe besef hy, okay, wag, iemand het hierdie vir haar dit gegee as 'n kon nou nie sê dis nie mooi om te sê dis 'n besitlike ding nie, maar dalk is dit in 'n mate, né? Want dis hoekom ons vandag verloofringe dra. Verloofringe en trouringe dui aan I'm taken. Okay? En dalk in daai tyd was die goue armbande en die neusring hulle simbool gewees van betroudel of verloving. Daarom dink ek, jy weet, daar's die wat nie wil juwele dra nie, hulle voel convicted en hulle besluit hulle doen nie. En dan sal die wat dit dra of 'n neusring het om aan te dui, kyk, ek weet vandag is neusringe all the rage en die vrouens kry die septum een en dis 'n hele storie. Maar vir ander is dit 'n special ding. Dit beteken meer as net 'n fashion statement. Dit is 'n hulle hou in gedagte van Isak wat vir Rebecca 'n neusring gegee het as 'n teken van betroudel en selfs die goue armbande. So ek dink ons moet ons judgments vir mekaar reserve en ander tensy jy sien hulle oortree die Torah, moenie ons mekaar aanvat oor dit. En as jy nou sussie in die geloof, vir alle jonger sussie dalk sien en haar hempie is 'n bietjie uitstal of die broekie is bietjie klein en jy sien dit maak die ander boeties ongemaklik, dalk kan jy iets noem daaromtrent. En sê dalk moet jy nie so klein hempie dra nie. Of so. Dus ons moet mekaar kan help binne die lyne van Torah, maar met liefde. Sonder om lelik of wat is dit genietsig te wees, want
Dis nou maar 'n ding van 'n vrou. Ons kan lekker geniepsig raak as ons emosies laat oorneem, ongelukkig is dit die waarheid. Okay. Enigiets op daai subject verder of gaan ons aangaan met die volgende wet? Ja. Ja. Stem saam, Lily. Gaan alles oor hoekom, waarom doen jy dit? Wat is jou rede? Wat is jou intensie? Okay, die volgende wet is in Numeri 30 en dit gaan oor geloftes wat vrouens maak en verantwoordelikheid. So dis nou van vers 13 tot 15. Maar as 'n vrou aan jou 'n gelofte doen of haarself verbind om haar te onthou terwyl sy in haar vader se huis is in haar jeug, so haar te onthou, met ander woorde sy ek weet nie, neem 'n vow of celibacy seker, want dit is maar min of meer wat daai woord beteken, gewoonlik in skrif verband. En haar vader van haar gelofte hoor, of van die onthouding waartoe sy haarself verbind het, en haar vader swyg teenoor haar, dan sal al haar geloftes van krag wees, en elke onthouding waartoe sy haarself verbind het, sal van krag wees. So sy besluit ook nou, sy wil nie weer, of sy wil nooit met 'n man trou en kinders hê nie, en die pa sê nie iets omtrent dit nie. Dan gaan hy gelofte staan. Maar die pa kan gaan en dit kanselleer. So hierso sê dit nou. Maar as haar vader haar terughou op die dag dat hy daarvan hoor, sal al haar geloftes en elke onthouding waartoe sy haarself verbind het, nie van krag wees nie. En Jahwe sal haar dit vergewe, omdat haar vader haar teruggehou het. So, kyk, dit hoef nie noodwendig nou te wees, sy wil nooit trou nie, sy kan dalk besluit, sy gaan nooit weer vleis eet. Dis nou 'n simpel voorbeeld. Die pa kan daai nullify, deur om te sê, nee, ek stem nie saam met hierdie gelofte van jou nie. Dan word dit onklaar gemaak en vader sal haar dit vergewe. Maar as sy trou terwyl haar geloftes op haar rus, of iets wat onverskillig uitgespreek is waardeur sy haarself verbind het, en haar man daarvan hoor op watter dag ook al, en teenoor haar swyg, dan sal haar geloftes van krag wees. En elke onthouding waartoe sy haarself verbind het, sal van krag wees. Maar as haar man op die dag dat hy daarvan hoor haar terughou, dan maak hy haar gelofte tot niet wat op haar is, en ook van onverskilligheid uitgespreek is, waardeur sy haarself verbind het, en Jahwe sal haar dit vergewe. So as ons nou ander voorbeelde vat, weer eens, kom ons sê, sy het ook gesê, sy wil nie kinders hê nie. Okay? Bad experience dalk gehad iewers, en sy besluit, sy wil nie kinders hê nie, en haar pa het dit nie teruggeneem nie. Jy weet, hy het nie daai gelofte of onthouding gebreek nie. En sy trou nou die dag, en die man hoor daarvan. En hy sê, nee, dit gaan nie so werk nie, ek se kinders, en hy trek daai gelofte van haar terug. Dan sal vader haar vergewe. Verstaan jy? Julle moet nou verstaan, dit is nie net iets wat sy nou net sê nie, dit is as nou soos 'n ernstige gelofte, nie gelofte, declaration is wat sy maak. Ek gaan nooit kinders hê nie, dit is nou wat sy sê dit voor vader, en haar pa sal witness, en hy sê niks omtrent nie. Maar die dag sy man het, dan kan hy dit terugtrek, die vader sal haar dit vergewe. Okay, verstaan julle wat ek sê? Kom my boodskap mooi oor, of as ek nou nie baie duidelik en moet ek verduidelik. Weet jy nou. Oeps, ek het nou my plek verloor. Tot waar moet ons lees, julle? 15, okay. Goed, maar die gelofte van 'n weduwee, of van 'n vrou wat verstoot is, alles waardeur sy haarself verbind het, sal vir haar van krag wees. En as sy in die huis van haar man 'n gelofte doen, of haarself met 'n eed verbind om haar te onthou, en haar man daarvan hoor, en teenoor haar swyg, haar nie teruggaan nie, dan sal haar geloftes van krag wees, en elke onthouding wat sy haarself verbind het, sal van krag wees. Eerst het ons die vrou, of die jong dogter in die huis behandel, nou behandel ons die vrou wat getroud is, né? Maar as haar man die dinge uitdruklik tot niet maak, op die dag dat hy daarvan hoor, sal niks van alles wat uit haar lippe uitgegaan het, van haar gelofte, of van die verbintenis tot onthouding van krag wees nie. Haar man het dit tot niet gemaak, en Jahwe sal haar dit vergewe. Elke gelofte en eed van onthouding om die siel te verootmoedig, haar man kan dit van krag maak, en haar man kan dit tot niet maak. Maar as haar man van dag tot dag geheel en al teenoor haar swyg, dan maak hy al haar geloftes of elke onthouding waartoe sy verbind is van krag. Hy het dit van krag gemaak, want hy het teenoor haar geswyg op die dag dat hy daarvan gehoor.
Maar as hy dit uitdruklik tot nuut maak, nadat hy al daarvan gehoor het, dan dra hy haar ongeregtigheid. Dit is die insettinge wat Jahwe en Moses beveel het tussen 'n man en sy vrou, tussen 'n vader en sy dogter, terwyl sy in haar jeug in haar vader se huis is. Is daar enige vrae of enigiets wat julle wil add by dit? So, hierso sal ons sien, hierdie teks stel voor dat vroue se geloftes onder toesig van die vader, val onder die vader of die man. Moderne toepassing van hierdie sal wees, dat dit 'n kommunikasie en verbinding in geestelike geloftes, soos uitbring, uit die skrifte uit. So dit moedig vroue aan, om gewys en deur middel van dialoog te verbind, eerder as om impulsiewe beloftes, wat ongemaklik kan wees vir 'n verhouding, en verantwoordelikheid. So hierso lei dit, wat dit sê daarso is basically, as 'n vrou vandag eerder net eerlik met haar man praat, of met haar pa oor 'n sekere ding, of ook met haar ma as dit 'n ongemaklike onderwerp is, julle is eerlik en ons 'n open avenue van kommunikasie, in plaas van dat 'n vrou gegriefd raak, want sy praat nie met haar man oor sekere goed. En sy sê uit woede uit, ek gaan nooit weer, weet nie, whatever voorbeeld, julle moet my help dink aan 'n toepaslike voorbeeld. Ek gaan nooit weer dit of dat doen. Maar dit gaan die familie in 'n manier affekteer wat dalk negatief is. En die man besluit, kyk, ek gaan nou niks sê vir haar nie, dan word daai gegrond, né? Dan bly daai ding wat sy gesê het. En sy sê, ek gaan nou nooit weer dit of dat doen nie. En sy doen dit nie. En haar man tree nie in en kanselleer daai woorde van haar nie. Dan bly dit staande. Maar as hy intree en sê, kyk, ek stem nie saam met jou hier nie, dit is nie reg nie, ek kanselleer wat jy nou gesê het. So nie net wys dit vir ons dat die man die beheer het oor wat se geloftes en beloftes gemaak word binne in die huishouding nie. Ons moet ook watch wat ons sê. Want ons kan as ma's of as vrouens, selfs as dogters, goed kwytraak wat krag kan dra. En as ons moet mooi verstaan dat as jy byvoorbeeld nou sê, ek gaan nou nooit weer met daai persoon praat nie. Okay? Ek sukkel nou met lekker voorbeelde hier, so wat van toepassing is. Maar kom ons sê nou, as sy het nou wel self gewip vir iemand, dat sy sê, ek gaan nou nooit weer met haar praat nie. En niemand anders hoor dit en kanselleer dit nie. En sy gaan in elk geval en gaan praat met iemand wat sy gesê het sy nie weer gaan nie, die persoon het moeilikheid gemaak of whatever. Dan het sy nou half haar gelofte aan Vader verbreek. Maak ek sin nie, stem julle saam met my, of is die voorbeeld te simpel? Ja, dit maak sin en soos jy sê, dit gaan baie oor versigtig wees met wat jy sê. Veral in woede. Want die mens is geneig om net te sê wat jy dink, in plaas van om jou gedagtes en jou tong te beheer, soos Jakobus sê, die tong dra lewe en dood. En ons moet versigtig wees met wat ons kwytraak. Job, maar ek is skuldig aan dit. Jy praat uit woede uit en jy dink, okay, dis nou vergete want nou het jy gewen. Maar daai goed dra krag. Veral hoe sissies onder mekaar dalk wend, want jy wil nou nie met jou man gaan beklei oor iets nie. So nou wend jy by jou sissies. Pas wat jy sê. Wees versigtig. Nie net vir wat jy sê, want Vader hoor wat jy sê, maar ook die vyand hoor wat jy sê en wat jy kwytraak. En dit kan teen jou gebruik word later. It will be held against you in a court of law, né? Met judgment day. So, dit klink ook silly, maar dis die waarheid. Wat jy sê word ook geskryf, wat jy doen ook. So wees versigtig. Bridle that tongue of yours. Dis 'n subject wat ons ook later sal aanvat. Is wat sê die tong? Wat doen jy? Wat bearing false witness, daai soort van goed. Dis een van die onderwerpe wat ons nog bietjie dieper in gaan. Ek dink dit is 'n belangrike onderwerp. Maar hierso begin dit al, né? In die wette vir die vrouens te sê oppas wat jy sê. Okay, dan is daar die apokriewe wyshede van Ben Sirach. Ons lees baie uit hom uit. Hy is sy vreeslike waardevolle goed. Ek het nou net gekyk, is hierdie die een wat ek hier wil wees? Nee, dit is Sirach 26. Okay, so ons gaan net gou Sirach 25 vers 14. Is dit 'n vrou se waarheid bou die huis, maar 'n oneerbiedige roer dit af met haar eie hande.
Sirach se wysheid moedig vroue aan om karakter, huis en gemeenskap te bou deur wysheid, eerlikheid en integriteit te beklemtoon dat innerlike ingesteldheid die fondasie vir liefde en geloofshuisvesting is. Okay. So ja, dit is al wat ek het in terme van die verskillende wette van vrouens spesifiek op vrouens van toepassing van my kant af. Ek weet nie of julle iets het wat julle wil add tot dit nie. Ja. Het jy skrifte wat jy wil geadd het of insights, Nadia? Nee, ekskuus, ek het nou weer met myself gepraat, ek was gemute. Angie het 'n hele lys vol goed gehad, nou sê sy nee. Dit is alles gecover in wat ons nou gelees het. Dit is net 'n bietjie meer langdradig as Montesson gewees. Ja, eintlik, maar dis baie oulik. Julle is pragtig. Maar Monty, wat ek wel wil vra is, wil jy dan nie vir ons Sirach 26 lees nie, hoofstuk 26 nie. So dis so mooi, dit gaan so mooi met wat julle dan nou gesê het, 'n mens moet pas op vir die tong. Is daar maar baie pragtig. Ek hou van Sirach. Hy noem my graaf 'n graaf en hy noem my onnosel en hy is net reguit hierdie ou. Ek hou van sy goeders. Soveel wyshede. Yes. Sirach 26, die seëninge en verskrikkinge van 'n vrou. Dis sommer die hele hoofstuk. Gelukkig is die man wat 'n goeie vrou het. Die getal van sy dae sal dubbel wees. 'n Deegsame vrou is die vreugde van haar man en hy sal in vrede sy lewensjare volbring. 'n Goeie vrou is 'n goeie erfdeel. Sy word gegee aan die man wat Jahwe vrees. Ryk of arm, sy sal hom vreugde gee en altyd 'n blymoedige voorkoms hê. Daar is 3 dinge wat my hart vrees en by die 4de het ek 'n groot kommer. 'n Lastenaar in die stad, 'n samendromming van die volk en 'n valse aanklag. Dit alles is erger as die dood, maar 'n jaloerse vrou is 'n hartseer en 'n geesversagting. Haar tong is 'n sweep wat slaan soos 'n leeu. 'n Slegte vrou is soos 'n juk wat aan 'n os pas. Wie haar neem is soos een wat 'n skorpioen gryp. 'n Dronk vrou is 'n groot skande en haar skaamte sal nie bedek word nie. Die losheid van 'n vrou se oë verklap haar ontrouheid en aan haar word haar skande bekend. Sit te wag vir 'n onbeskaamde dogter sodat sy nie die geleentheid gebruik as sy vryheid het nie. Pas op vir haar baldadige oë en moenie verbaas wees as sy jou val nie. Sy sal soos 'n dorsreisiger haar mond oopmaak en by elke waterbron drink. En sy sal voor elke penpaal gaan sit en haar pylkoker oopmaak vir enige pyl. Dis nogal 'n bietjie van 'n scary vergelyking daai, né, met losbandige vrou. 'n Genade van 'n vrou maak 'n man gelukkig en haar verstandige gedrag versterk sy bene. 'n Stil vrou is 'n gawe van Jahwe en daar is niks so waardevol as 'n goed opgevoede siel nie. 'n Keuse vrou is genade op genade en daar is geen maat vir die waarde van haar reinheid nie. Soos die son wat opgaan in die hoogte van Jahwe, so is die skoonheid van 'n goeie vrou in 'n goed georganiseerde huis. Soos 'n lamp wat op die goue kandelaar skyn, so is die skoonheid van 'n gesig op 'n welige liggaam. Soos goue pilare op silwer voete, so is mooi voete op stewige hakke. My seun, hou 'n wag oor die sieraad van jou oë en moenie met 'n vreemde vrou gesit en gesels het nie. Moenie by die dogter van 'n ander rondloop nie en nie met haar saam in die kamer sit nie. Moenie by haar wyn drink nie, sodat jou hart nie na haar toe getrek word nie en jy in jou siel sal val. Moenie aan 'n hoer jou siel oorgee nie, anders sal jy jou erfdeel verloor. 'n Hoer is soos 'n vangnet, haar hart is 'n struik en haar oë is 'n val. 'n Oortredende vrou sal as byt weggevoer word, maar 'n kuise vrou is 'n skat vir haar man. 'n Goddelose vrou sal die skande van haar vader wees, maar die dogter wat met alle eer optree, word geëer deur haar man. 'n Lui vrou bring armoede en ellende. 'n Huis sonder vrou maak 'n droewige gesin. 'n Slegte vrou is 'n plaag vir haar man, soos 'n slegte juk wat teen hom vryf. As sy haar man nie in gehoorsaamheid sal hou nie, sal sy hom verneder onder mense. Gelukkig is die man wat 'n goeie vrou het, want hy het 'n uitnemende erfdeel gekry. 'n Stil vrou is 'n gawe van Jahwe, en vir so een is daar geen vergelyking nie. Dit is basically Spreuke 31 op steroids daai. Dis mooi.
paar kwaai woorde daar ook. Ja. Ja, Maar dit is wat dit is. dit is. En jy weet, ons het nou die dag weer gepraat oor as vader se woord jou offend, dan is die probleem met jou nie die woord nie, nou. So as woorde te hard raak vir jou, jy weet die Messias het 'n klomp van sy disippels hulle het opgestaan en geloop van hom af weg, want sy woorde was te hard vir hulle. Monty, wat se skrif het jy daar gelees? Daar was Bensie reg 26. So, Snap. Ja, om gelyk asseblief. ek het nou my draad verloor wat ek wou sê. Ek wou seker nou net weer aangekarring het jy. Enigiets anders van die sissies in die comments? Wil iemand gou 'n gesiggie wys? Of 'n stemmetjie laat hoor? Hoor te min en ons sien te min. Hoi, baie dankie hoor. Ja, ek is nie 'n beskikkelike kameramens nie, so vir my is dit nou, ja, maar dit is lekker om julle te ontmoet en ek is so dankbaar ek hier by julle uitkom. Ag, dankie Ree dat jy ons gejoin het. Weet jy, dis so seëning hoe Vader ons almal bymekaar gebring het. Reg van die hele wêreld af en okay, hierso in Suid-Afrika is ons so versprei en dit is net 'n seëning hoe hy ons almal bymekaar bring. Ja. Ja, ek het al gewonder, is nogal interessant nou van die 10 wat nou op die groepie nou is. Hoeveel in watter provinsies? Ja, want ek sê in die Noord-Kaap, is eintlik 'n Oos-Kaapenaar, maar ek's nou baie jare al in die Noord-Kaap. Ek sou nie beskryf van watter provinsies almal afkom. Ek aanvaar julle is bietjie nader aan mekaar. Ja, ons is in Gauteng in Ek en Kempton. Angie. Ja, die armpit van Suid-Afrika. Ja, Dit is hier waar ons moet wees, so dis nou maar hier waar ons bly. die armpit, ja. Ja, ons is dankbaar waar ons is, maar ja. Lily het verskonings. Sy wil seker nie saamgesels nie. Sy het altyd verskonings. Red, ek is van die Weskus Dwarskersbos. Okay, so jy is hier die onderkant. Ja. Ja. Hier waar niemand by kan pla nie. Ja. Ver weg van Angie Monty af. Ag nee, wat se voorreg is wel, dit wees julle naby genoeg kom julle dan gereeld aan mekaar. As hoe ver ons kan, ja. Maar ek Ja. en Angie is gereeld by mekaar, maar as Nadia hier is, dan sluit ons aan ons huis toe, dan kan sy nie wegkom nie. Ja, lekker. Dis ook maar ek wil gaan kuier nie, want ek is bang ek gaan moet bly. Weer Oh iets. nee. Oh nee, ek sal nie in die stad, ek sal nie in die stad kan aard nie. Oei, wat ek nou nog op die skrifgie ook gevra het. Ek is nou daai blou boek wat ook ons nou baie van die apokriewe boeke het, maar ek is nogal nuuskierig of julle nie eers of byna dalk miskien 'n lysie het van apokriewe boeke en selfs ja, wat hy nou almal het. Want ek weet in die boek in die blou boek hierdie kyk, is nou dat ek alles moet dis langs doen. Ekskuus, ek moet nou versigtig wees wat ek sê, maar daar's mos 'n redelike paar apokriewe boeke, maar dis ook nie al die apokriewe boeke wat in hom is nie. Nee. Ja. Dis die boek van herinneringe. Hy het ook nie Paulus se boeke in nie. Ek weet ja. 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 Wat ons doen wel is, dis nou ongelukkig in Engels, maar ons het die JAS scriptures, julle. Ja, scriptures. Die JAS scriptures. Ek gaan die Angie, het jy 'n link vir dit wat ons op die groepie kan Ja. share op van Sion. Ja, dis 'n Dan- mobile app. Ek sal hom op die Okay. groep Okay, share. dankie. Ja, want ek het e-short wat ek ook nou op my desktop het wat nou baie lekker is vir maar dis ook nou nie soos wat Aiden altyd sê, dis nie die nuus. Ag, dit is nie die ouer weergawe nie, maar hy help dan baie met verwysings en alles, maar dit is ook nou nie alles. Jy moet in elk geval van die goed daarso maar aankoop as jy nie die Ja. basiese enetjie het nie. As jy die JAS scriptures op jou laptop ook insit, dis 'n soos 'n ek weet nie of 'n online app is of hoe hy werk nie, maar as jy hom daar gaan search, jy kan hom actually of intrek in jou e-sword in. E-short ja. O, okay. Dan het Ek weet hy- jy kan af Ja, hy het die 12 patriarchs in, hy het die boek van Natsarim, hy het hy het baie wat die wonderlik. boek van herinneringe. Dis in Engels, ongelukkig het ons nou nie so 'n vreeslike uitgebreide een in Afrikaans nie. Ag, dit is doodreg. E-short is nou vir alles. Of wel daar is Afrikaans. Nee, okay, ek het nie van besef daar is daai enetjie. Ek gaan daai
daai een ook intrek in my e-short dan dankie. Ja. Nee, ek kan dalk vir jou die gedrukte Lewe nou en vir ewig van Paulus Ferreira ook kry. Hy lyk dan so. Lewe nou en vir ewig. O, okay. Ja, bundel 1 en 2 en dan ook wat ek ook van hou om te gebruik op die rekenaar wat ek eintlik min gebruik is, maar gewoonlik op die foon. The Word is 'n app wat jy gebruik, The Word, en dan kan jy ook verskillende vertalings daar gaan kry, Septuagint en al Okay, daai. ek het basies 'n short. Dis die e-short enetjie. Ja, nogal en die Intertextual Bible wat Ja, ek ek kan net ek ook aanlyn ek het gebruik. hom ook hier so wat jy in die Grieks kry. Ja, dit is kan jy ook Ja. e-short intrek. Ek Baie sien lekker. ja. Ja, Ek dink julle nie, hierdie is net pragtig, jy weet, dit in die heel eerste hoofstukke van Henog sê hy, in hierdie laaste dae gaan die mense terugkeer na die waarheid en hulle gaan hierdie boeke ontdek en hulle gaan 'n vreugde daarin vind. En hulle gaan dit lees met excitement. En dit is net vir my so pragtig as ons sien hoe dit waar word vir ons oë. Die eerste keer toe ons besef waar ons boeke uit die skrifte uitgeneem en ons begin al ontdek. Ons het goed gelees wat ons nog glad nie voorreg was nie. Ons het alles gelees wat ons hande op kon kry. En dit was net so opwindend geweest. En nou soos jy aangaan, dan besef jy nou as jy groei in wysheid en insig met Vader se hulp, besef jy ek was nog glad nie reg geweest vir Salomo se demone daai tyd nie. Maar ons het dit in elk geval gelees. Dit was enigiets wat ons kon kry gelees en dit was so opwindend geweest. En dan gaan jy nou terug na die goed soos jy groei, dan sien jy goed raak dat jy daai tyd nog nie geklik het nie. Maar dit is net vir my so mooi om te sien hoe skrif voor jou oë waar word. Stem saam. Nou ja, julle, ons het bietjie oorgegaan vandag en dit is heeltemal oukei. Dis nie te sê ons moet 11 uur klaar maak nie, maar as niemand anders iets het om te add nie, dan gaan ek vir ons afsluit met Joshua Aaron se liedjie. Ja, en dan na die tyd dan sal ons julle net 'n geseënde Sabbat toewens en dan gaan ons almal ons gang gaan. Baie dankie vir die wat ons gejoin het vandag. Soos gewoonlik was dit 'n geseëning geweest om met julle almal te kon gesels en Ja, julle moet ook vir ons op die Dogters van Sion groepie net vir ons sê wat julle volgende wil bespreek. Is daar iets spesifiek wat julle wil bespreek, dan kan ons kyk wat ons vir volgende week bymekaar kan maak oor dit. Lily sê die tong. Ja. Die tong, ja, ek dink ook so. Ja. Skinder. Ja, skinder gaan sommer saam met dit, né? Gossip. Ja. Okay. Dit gaan lekker wees. Okay. Goed. Ja. Ons maak gou so. Let the one who hears the Savior say, come. And let the one who is thirsty come. Behold the Alpha and Omega, beginning and the end. In Him we will never thirst again. הרוח והכלה אומרים בו, הרוח והכלה אומרים בו. They say come, come, oh.
Ja, 5 minute. הרוח והכלה אומרים בוא. Ja, my sissies. Soos gewoonlik was dit 'n wonderlike sessie gewees. Ek hoop julle almal gaan 'n bietjie meer gemakliker voel soos tyd aangaan om saam te gesels. Ek weet dit is maar 'n kwessie van preference. Nou, julle hoef nie altyd julle gesigte te wys nie. Ek weet nie almal is willing om dit te doen nie en dis okay. Maar ja, dit is 'n seëning om julle almal saam met ons te gehad het. Ek sal hierdie weer op ons Dogters van Sion post en dan sal ek ook vir julle die link op Dogters van Sion. Bring jou lampie post en op Dogters van Sion die link stuur. Hey, geseënde Sabbat almal. Geseënde Sabbat. Lekker Sabbat julle. Wees beskeie.